Here, ons sê vir U dankie vir elke gebed wat opgegaan het. En dankie dat U die waarmaker van U woord is. Amen. Ons sê dankie daarvoor. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Jy kan net sit plek neem, baie dankie. Ek wil van Mark Marie sê, ek weet nie, laas het ek al gesien het, was sy in die hospitaal gewees. Ja, ek sien kyk het daar, is lekker te doen. En ons is bly sy is saam met ons hier so vanoggend. En Lorraine was ook lank al siek gewees. Ons is ook bly sy is vanoggend hier so. En ons glo en vertrou die Here vir wonderwerke in beide van hulle se lewens. Amen. Want ons aanbid 'n groot God. Ekskuus, voor ek by die woord gaan kom. Daar's so opgewondenheid in my hart. Jy weet, ons sê altyd, kom jy met 'n verwagting? Wel, as jy nie met 'n verwagting kom nie, jy sal net teleurgesteld wees en jy gaan niks kry nie. Maar daar's 'n opgewondenheid in my hart en ek weet nie, maar die Here het net 'n opgewondenheid en 'n blydskap in my hart geplaas. En vir jou te sê, volgende, hy sien jou raak. Hy sien jou raak. En weet, jy's nie alleen nie. Maar gryp hom vas. Gryp die Here vas. Amen. Amen. Nou so 2 Sondae terug het ek met u gepraat oor, uit my hart uit sommer net gepraat. En ek het met jou gepraat oor die huis van God moet 'n huis van gebed wees. En ek het verwys ook na naaste liefde. Want die woord sê, ek moet my naaste lief hê soos jouself, soos ek myself lief het, nee. Nou die ding is, as ek myself nie lief het nie, sal ek nie iemand anders lief hê nie. En dan het ek ook verwys na die gawes van die Heilige Gees. Maar vanoggend wil ek met u praat uit Hebreërs uit, daar vanaf hoofstuk 13 af, tot en met vers 1, maar ons gaan dit nie nou lees nie. Maar die tema wat handel hieroor, en ek het 'n tema uitgehaal uit hierdie gedeelte uit, die Christelike lewe. En dit is net 6 verse, en dit verwys na ons Christelike lewe. En wat ek graag wil doen vanoggend is, ek wil dit vers vir vers behandel. Ek wil vers vir vers hier deurwerk. So ons gaan, en dan gaan daar 'n bietjie verse wees wat ek gaan bylees ook. Vers 1. As broers en susters moet julle mekaar altyd lief hê. Hebreërs 13. As broers en susters moet julle mekaar altyd lief hê. Nou kom ek gee vir julle vinnige agtergrond van die boek van Hebreërs. Nou, eerstens weet ons nie wie die skrywer is nie. Baie het gedink dit is Paulus, maar dit is nie Paulus nie. Ons weet nie werklik waar wie die skrywer van hierdie boek is nie. Maar hierdie boek is gerig aan Jode. Hy is ook gerig, daar's 'n groep mense gewees in Rome, Jode, wat die Joodse geloof aangehang het, wat tot bekering gekom het in Jesus Christus. En dan was daar ook nie Jode gewees, wat ook hierdie Joodse geloof aangeneem het, maar het ook tot bekering gekom in Jesus Christus gevolg. En dan was daar van die heidene nasies gewees, wat tot bekering gekom het, en Jesus Christus aangeneem het.
So en hulle was almal saam by mekaar gewees in Rome. Maar hierdie gelowiges het moedeloos geword. En dit is waaroor die hele boek van die Hebreërs gaan. Oor hierdie gelowiges wat moedeloos is. En my weergawe van dit is, dit lyk of hulle op 'n stadium afvallig wou geraak het. En die skrywer kom en hy bemoedig hulle. Nou, die eerste ding is wanneer jy die boek lees, gaan jy agterkom dat daar was geen twyfel gewees dat hierdie Christene, hierdie groepie, eintlik verwerp was deur vriende en familie gewees. As gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Want jy moet onthou, hulle kom uit 'n Joodse geslag uit. En nou ervaar hulle verwerping en hulle is moedeloos. Jy sien, ons gemeenskap met mekaar, kan nie gebaseer wees op my kultuur, op my ras, op my vriende, of op my familie nie. Maar hy verhouding nie. Jy sien, ons gemeenskap met mekaar kan net gebaseer wees in jou diepste gemeenskap. Dit is jou diepste gemeenskap. Aan die ander woorde, dit wat in jou gevoel aangaan, dit wat in jou hart aangaan, kan jy net baseer op die geestelike waardes met Jesus Christus. Jou geestelike lewe. Ons is baie lief vir ons vriende en ons familie, maar ons geestelike lewe, dit is wat belangrik is in Jesus Christus. En dit is wat die boek Hebreërs probeer uitlig. Hy probeer dit uitlig. Jy sien, met 'n kerkgemeenskap. Kom ons vat 'n kerkgemeenskap. As ons doen en late op ander goed gebaseer is, en nie op die liefde van Jesus Christus gebaseer is nie, dan gaan ons nie lank hou nie. Dan gaan ons doodloop. En daarom is dit belangrik dat ons as kerkgemeenskap gebaseer sal wees op die liefde van Jesus Christus. Want daar moet liefde wees vir mekaar. En dit is wat die skrywer sê hierson. Hy sê, broers en susters, julle moet mekaar lief hê. Jy sien, want wanneer ons mekaar lief het, en ek het die liefde in Jesus Christus, gaan baie dinge in die lewe bietjie makliker wees ook. 2 Petrus 1 vers 7 sê, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Die godsvrug met liefde onder mekaar en met liefde onder mekaar met alle mense. Maar dan gaan hy aan my vers 2. Hebreërs 13 vers 2. Moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees nie, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Jy sien, want waar God se liefde is, sal daar gasvryheid ook wees. Amen. Nou, hoekom was dit vir die vroeë kerk belangrik geweest dat daar gasvryheid sal wees? Jy sien, want in die vroeë kerk is baie Christene vervolg. En hulle moes hulle huise verlaat het en gevlug het na 'n veilige plek toe. En baie kerke in daai tyd het nie in 'n kerkgebou soos ons vandag by mekaar gekom nie. Hulle het in huise by mekaar gekom. En wanneer daardie ander Christene gevlug het, het hulle by mekaar gekom en dan het die ander Christene hulle versorg. Daar was baie reisende predikers gewees.
Hulle het nie geld gehad om in 'n oornagplek te gaan oornag nie. Dan het die kinders van die Here hulle ontvang in hulle huise en hulle versorg vir die tydperk wat hulle daar was. Jy sien, want hulle moet mekaar versorg het. En daarom is daar gasvryheid wanneer hulle by mekaar kom. Jy sien, want die gasvryheid, daar moet gasvryheid wees teenoor medegelowiges. En daarom het hulle gasvryheid betoon teenoor medegelowiges. As jy die boek van Handelinge gaan lees, sal jy sien, daar was gasvryheid gewees teenoor medegelowiges. Hulle het mekaar versorg, hulle het na mekaar gekyk. Onthou, die tema is die Christelike lewe, né? So dis hoekom ons lewens daarvan moet getuig dat ek gasvry is. Yes. Vers 3. Nou dink aan die gevangenisse asof julle self ook gevangenisse is. En aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Gelowiges in die tronke. Want in die vroeë kerk was gelowiges gevang gewees en in tronke gegooi. Ons is bevoorreg in ons land. Ons is baie bevoorreg dat ons nie vervolg word nie. Maar dit ontneem ons nie om vir die Christene wat vervolg word te bid nie. Ons moet vir hulle bid. Dink net vir 'n oombliekie, as hier vervolging in ons land moes gewees het. Sou jy nie wou gehad het dat die Christene in 'n ander land vir jou moes gebid het nie? As jy van Kreersdorp af daar Kaap toe gegaan het, omdat jy gehoor het daar so is 'n groep en hulle is veiliger daar, sou jy nie gehad het daai groep Christene moet jou help, versorg dat jy net weer op jou been kan kom nie. Maar sien, ons word nie vervolg nie. En daarom is dit baie moeilik om baie keer in te dink, hoe voel 'n persoon wat vervolg word, en veral as hy nog in die tronk sit, as gevolg van sy Christendom. Maar baie van ons is vasgevang deur die werke van die Satan. Ons is gevangenisse deur Satan, alhoewel ons in 'n vry land is. Vers 4. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontug en egbreker sal onder die oordeel van God kom. 'n Christelike huis begin by 'n Christelike huwelik. En dis die wil van God. 'n Christelike huis begin by 'n Christelike huwelik. Dis die wil van God. En ek het al in die verlede hierna verwys. Die huwelik moet heilig wees volgens God se beginsels. Jy sien, daar is nie 'n plek vir 'n derde mens in die huwelik nie. Daar's wel plek vir 'n derde persoon, naamlik die God drie-eenheid. Maar nie vir 'n derde mens in die huwelik nie. Daar is net God, man en vrou in die huwelik. En die huwelik moet so gebaseer wees, dat die liefde van God eintlik, jy moet dit kan sien, wanneer jy 'n paartjie sien, en jy kyk na hulle huwelik, moet jy God kan sien in daardie huwelik. Dit moet tasbaar wees. As mense na jou kyk in jou huwelik,
moet hulle Christus in jou huwelik kan ervaar. Maar vandag, in ons lewens wat ons vandag het, is daar 'n baie groot probleem wat ons het met saambly. En ons het dit aanvaar al. Dit is nie meer snaaks nie. Maar is dit die wil van God? Nee, dit is nie. Dit is nie die wil van God nie. Jy sien, want God het die huwelik ingestel. Hy is die wat die huwelik ingestel het tussen 'n man en 'n vrou. Nie die regering van Suid-Afrika nie. Hulle administreer die huwelik. Maar die huwelik is ingestel deur God. En baie keer, dan kom ek by pare, en ons kry baie keer mense hierna, wat selfs hier na ons kerk toe kom. Dan bly hulle saam, en dan doen jy huisbesoek by hulle. En dan, hulle is al vir 'n paar jaar by mekaar, daar's 1 of 2 kinders al, wat hulle het. En as jy met hulle praat oor die huwelik, dan kom hulle nie meer kerk toe nie. Dan kom hulle net en sien julle net nie meer nie. En jy sien, dis die wil van God. Ons doen deesdae so baie ons eie wil. Ons word so mislei deur die wêreld van vandag. En veral deur Hollywood. Dat ons ontbreek om te vra, wat is God se wil? Wat is God se wil? Vers 5. Hou jou lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. Amen. As ek God lief het, en ek het my medemens lief, sal ek in die regte verhouding lewe met materialisme. Hoor mooi, ek sal in die regte verhouding lewe met materialisme. Maar hoor wat sê Hebreërs 10 vers 34. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op hulle besittings beslag gelê is, En julle het met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het, wat beter en blywend is. Ek gaan hom weer lees. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het, wat beter en blywend is. Ander woorde, toe hulle jou bed kom vat het, was daar blydskap in jou hart gewees. Want jy het geweet, jou blywende besitting is Jesus Christus. Dis wat hy eintlik daar sê. Jy sien, ons is baie keer baie geneigd om sekere goedes net te aanvaar. Ons moet dit hê. Vir baie is dit leksheid wat jy het. En daardie leksheid is baie keer vir jou 'n moed. Tot op 'n dag kom in hierdie wêreldse ekonomie van ons, wat jy dalk bietjie moet afskaal. En jy gaan miskien, omdat ek nou na 'n bed verwys het, dat ek nou maar by die bed bly, omdat jy dalk op hierdie king size bed gehad het, moet jy afskakel na 'n dubbelbed toe.
Maar die king size bed was 'n moed gewees. Dit was die leksheid gewees. Maar as gevolg van ekonomiese omstandighede, moet jy afskaal na 'n dubbelbed. Gebruik net 'n voorbeeld. Want my blywende besitting is nie my bed nie. Dis Jesus Christus. Dit is my blywende besitting. Ek is so jammer, hulle het nie hierdie paartjie se naam genoem nie. Daar was 'n artikel gewees wat hulle geskryf het jare terug. Nou die ouer garde sal nog onthou, Oos-Europa het ons baie keer verwys na die Eystergordyn. Daar waar die evangelie glad nie verkondig moes word het nie, veral Rusland. En dan het die smokkelaars van Jesus binne ingegaan en hulle die evangelie gaan verkondig. En hierdie paartjie was daar in Oos-Europa besig gewees om die evangelie te verkondig. Maar hulle was besig gewees om komberse en belangrike items uit te deel. En toe dit die dag is wat hulle almal by mekaar kom in die kerk, sê hierdie paartjie vir hulle, ons wil hê julle moet die volgende weet. Die Christene van Amerika bid vir julle. En een van hierdie Christene van Oos-Europa, wat wat die Eystergordyn bly, wat ook nou bedien is, sê die volgende, en ek haal sy woorde aan. Ons is dankbaar vir hulle gebede. Maar in Amerika is die Christene baie gemaklik. Want as jy gemaklik is dit baie moeilik om 'n goeie Christen te wees. So is jy gemaklik in jou omstandighede. Jy word nie vervolg nie. Dit gaan dalk finansiëel baie goed met jou. Jy is gemaklik in jou omstandighede. Want jy sien, wat hierdie persoon gesê het, is eintlik waar. Wanneer dit gemaklik is met my, is dit moeilik om 'n goeie Christen te wees. En 'n goeie Christen is nie iemand wat geld gee om goedjies te gaan koop nie. O, hier's R10, gaan koop vir jou ietsie, of hier's 'n kombers nie. Wat maak my 'n goeie Christen? Omdat ek goed doen aan ander mense? Nee, dit maak my nie 'n goeie Christen nie. Die wêreld doen dit ook. Die wêreldlinge doen dit ook. Hulle gee ook geld vir armes. Hulle hou ook sopkombuise aan die gang. 'n Goeie Christen is my verhouding met God. Dit bepaal hoe goeie Christen ek is. Hoe lyk my verhouding met God? Hoe lyk my liefde teenoor my medemens? My naaste? Dit bepaal of ek 'n goeie Christen is. Jy sien, daar's 'n woordjie wat ons het, hebsug, of inhaligheid, of geldgierigheid, wat jy kry. Jy kry net nooit genoeg nie. Jy is nooit tevrede met dit wat jy het nie. Jy wil altyd meer hê. Jy sien, want wanneer ek nie tevrede is nie, met wat ek het nie, dan kom dit uit myself uit. Maar wanneer God in my is, wanneer ek die liefde van Jesus het, sal ek altyd tevrede wees met wat ek het. Die hart kan net bevredig word deur God. Nie jou besittings nie, nie jou geld nie, niks nie, sal daai hart bevredig nie. As God nie daar is nie, sal jy net meer en meer wil hê, en jy sal ander mense indoen om meer te kan kry. Net God
kan my bevredig. Daarom sê Lukas 12 vers 15. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede van elke vorm van gierigheid. Pas op en wees op julle hoede van gierigheid. Want wanneer ons God in ons lewens het, het ons alles. Jy kan alles verloor. Alles wat materialisme is, kan jy verloor. Maar hoor mooi. As jy God het jy niks verloor nie. Onthou, die tema is waaroor ons praat, is die Christelike lewe. Matteus 28 vers 20 sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot in die volleinde van die wêreld. As jy God het jy niks verloor nie. Hy is altyd by jou. Kom ons gaan kyk na die laaste vers 6. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou, hierdie is 'n aanhaling uit Psalm 118 vers 6. Jy kan na Psalm 118 vers 6 gaan kyk, jy gaan die woorde presies so kry. Dit is 'n Psalmse psalm wat verwys na Jesus Christus toe. Hierdie psalm verwys na Jesus Christus toe. En eintlik kan jy hierdie belofte vat en hierdie belofte jou eie maak. Wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan 'n mens aan jou doen? Al jou besittings wegvat van jou af? Ja. Kan 'n mens jou lewe neem? Ja. Maar as ek nog steeds vir God het ek nog steeds alles. Al neem jy my lewe, is God die een wat besluit tussen hemel en hel. Want jy sien, al wat hy neem my liggaam, maar hy kan nie my siel en my gees vat nie. Want dit behoort aan God. Hy vat net my liggaam, en dit bly hierso. Maar dit ander woorde, wat ek eintlik vir jou sê is, jy sterf nooit nie. Jy gaan nie dood nie. Dis net jou liggaam wat jy bly. Maar wie jy is, jou siel en jou gees, lewe vir altyd voort. En dit sal voortlewe, of in die hemel, in die paradys saam met Jesus Christus, of in die doderyk, in die hel laterand. Jy sien, want hierdie was die groot bron van vreugde vir die vroeë kerk gewees. Hierdie teksgedeelte was hulle bron gewees. Dit is wat hulle veilig gehou het, dat hulle hoef geen mens wat te vrees wat hulle vervolg nie. Want hulle het hulle nie gevrees nie. Want hulle het geweet, met God is hulle oorwinnaars. Met God is hulle oorwinnaars. En enigiets wat jy aan hulle kan doen, maak nie saak nie. Jy kan net aan hulle doen, as dit die wil van God is. God sal nie laat 'n ander persoon aan sy kind raak, as hy dit nie toelaat nie. Jy kan alles verloor, maar as jy God het, want God weet wat is jou behoefte. Hy weet wat het jy nodig. Hy weet wat is jou behoefte. Hulle sê op 'n dag, het 'n vrou vir die evangelis D.L. Moody gesê, ek het 'n belofte gevind wat my help as ek bang is. Sy sê vir hierdie, en D.L. Moody was 'n groot evangelis in sy tyd. Hy het soveel boeke geskryf, dat tot van sy boeke vandag nog
in sommige opleidingssentrums gebruik word vir pastore en vir dominees. Ek weet nou nie, hy's 'n Pinksterman, ek weet nie of die dominees nou sy boeke sal lees nie, maar definitief, ek het van sy boeke geleer toe ek geswat het. So ek het deur van sy boeke gehad. En hy sê vir die vrou sê vir hom, vir hierdie groot evangelis, ek het 'n belofte gevind wat my help wanneer ek bang is. En dit is Psalm 56 vers 4. Die dag as ek bang word, vertrou ek op U. En Moody antwoord daar, ek het 'n beter belofte. Ek vertrou op Hom. Ek is nie meer bang nie. Jesaja 12 vers 2. Hy antwoord daar, ek het 'n beter ene. Ek vertrou op Hom. Ek is nie meer bang nie. Jy kan bang wees vir mense. Jy kan bang wees wat mense aan jou doen. Jy kan bang wees vir die wêreldse omstandighede. Vrees kan jou beetpak. So waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy bang? Waaroor is jy bekommerd? Of erken jy dat jy kan sê, ek ken geen vrees nie, want die Here is my helper. Kan jy vanoggend uitroep en sê, ek ken geen vrees nie, want die Here is my helper. Wie vertrou jy? Die Here. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oor. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons kan leer uit Hebreërs 13 uit van die vroeë kerk. En dat ons dit op ons lewens vandag kan toepas. Wat verwag U van ons? Vader, U verwag nie van ons dat ons vreesbevange rond met hardloop nie. Met bekommernis nie. U verwag dit van ons om dit vir U te gee. Want U is ons helper. U is die ene wat ons help. U is die ene wat ons voetstappe rig. U is die ene wat die hand van beskerming oor ons hou. Geen mens sal ons aanraak as dit nie U wil is nie. Maar U vra ook dat ons binne U wil sal bly. Vader, vanoggend kom sê ons net, dankie dat U my helper is. Ek eer U, ek verheerlik U. Want ek is nie meer bang nie. Ek is nie meer bang nie. Want ek vertrou op U. Want wanneer ons U vertrou, het ons nie nodig om bang te wees nie. Want U bly in beheer. Daarom sê ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.